Ons ken almal die idee van 'n kat en muis spelletjie, né? Maar wat gebeur as hulle besluit om vennote te word? Wel, die Grimm broers het 'n sprokkie daaroor geskryf, en soos met die meeste van hulle verhale, is die kern daarvan eintlik heelwat donkerder, en die les is heelwat skerper as wat jy dalk onthou. En dit bring ons by die kernvraag van hierdie hele storie. Kan natuurlike vyande regtig hulle instinkte net so op sy sit vir 'n gemeenskaplike doel? Of is so 'n vennootskap van die begin af gedoem? Miskien is dit net 'n speletjie waar die een party wag vir die perfekte oomblik om toe te slaan. Kom ons duik 'n bietjie dieper hierin. Reg, so waar begin ons? Wel, soos met enige goeie donker sprokie, begin ons verhaal met iets wat hoopvol lyk, maar eintlik diep misleidend is. 'n Verhouding wat op 'n leuen gebou is. Kyk, die kat, hy's 'n meestermanipuleerder. Hy oorlaai die muis met komplimente en praat van 'n onbreekbare vriendskap. En die arme, naïewe muis? Wel, hy sluk elke woord vir soetkoek op en stem in om sommer saam in te trek. En dis die ding, nê, dis nie net vleiery nie. Dis 'n strategie. Van die heel eerste oomblik af is die magsbalans heeltemal skeef. Goed, so hulle bly nou saam. Wat nou? Hulle moet natuurlik vir die toekoms beplan. En hierdie beplanning draai om 'n gedeelde geheim. Een wat veronderstel is om hulle albei te red, maar wat op die ou end die instrument van verraad gaan word. Hulle plan is eintlik heel eenvoudig. Koop 'n pot vet om hulle deur die lang, koue winter te dra. En waar's die veiligste plek op aarde om so 'n skat weg te steek? Wel natuurlik onder die altaar in 'n kerk, 'n plek van heiligheid en vertroue. Die ironie is mos ongelooflik. Hulle maak 'n plegtige belofte aan mekaar. Niemand raak aan daai vet totdat die nood regtig druk nie. Klink soos 'n waterdigte plan, of hoe? Maar ja, soos ons almal weet, beloftes is maar broos, veral as daar versoeking op die spel is. En hier begin die kat se briljante en wrede reeks leuns. Dis die begin van die einde. Dit was eintlik onvermydelik, was dit nie? Daai kat se lus vir die potvet, dit het net te groot geword vir sy belofte aan die muis. So, die verraad begin hier. Nie met 'n groot gebaar nie, maar met 'n klein, selfsugtige leentjie wat net al hoe groter en donkerder sou word. Nou, kyk 'n bietjie hier. Die kat se bedrog is so slinks, dis amper arrogant. Eers kom hy met die storie dat hy 'n peetpa moet wees vir 'n kykie genaamd Vel af. Hy kom terug nadat hy die boonste laag van die vet geëet het. Dan 'n tweede doop, hierdie keer vir halfweg. Jy hoef nie te raai wat hy die keer gedoen het nie. En die derde, laaste keer, die naam is amper spottend, alles weg. Die kat het die hele pot leeggemaak en die waarheid reg voor die muis se oë weggesteek. En die muis se reaksie op al hierdie? Hy dink net die name is 'n bietjie snaaks. Dis al. Sy onskuld is so groot dat hy eenvoudig net nie die skrikwekkende, letterlike waarheid agter hierdie sogenaamde doop kan raak sien nie. Wel, nog nie in elk geval. En so gaan die tyd verby. Die winter kom nader en nader en die oomblik van waarheid vir ons sogenaamde vriendotte breek uiteindelik aan. Jy kan die spanning voel, né? Die spens is leeg, die koue byt regtig en die muis, nog steeds vol hoop op 'n gedeelde toekoms, draf vooruit kerk toe. Hulle is op pad om die vrugte van hulle gesamentlike beplanning te pluk, heeltemal onbewus daarvan dat die oes reeds gesteel is. En daar is dit, die oomblik waar die muis se hele wêreld in duie stort. Die pot, hulle simbool van oorlewing en van vertroue, staan heeltemal leeg daaronder die altaar. Die stilte in daardie kerk moes oorverdowend gewees het. En dan, skielik, soos 'n golf van yskoue water, slaan die waarheid om. Al die stukkies van die legkaart val in plek. Val af, die boonste laag is weg, halfweg, die helfte is weg, alles weg, die hele pot is leeg geëet. Die vreemde name was nie name nie, dit was bekentenisse. Die muis verstaan nou alles. Wat nou volg? Wel, dis die brutale, vinnige en eintlik onvermydelike einde van hierdie vennootskap. En dis ook die grimmige les wat hierdie verhaal ons leer oor die aard van mag. Die muis se woorde drup van pyn en ironie. Hy konfronteer die kat en probeer die volle omvang van hierdie verraad verwoord. Jy het alles weg geëet, maar die kat, hy's nie lus vir praatjies of beskuldigings nie. Die spelletjie is oor. En net daar, sonder waarskuwing of seremonie, word die waarheid stilgemaak. Die probleem word opgelos, die getuie uit die weg geruim.
Die vennootskap is finaal en gewelddadig beëindig. Einde van die storie. Dit is die slotreël van die verhaal. 'n Koue siniese stelling, né? Dit sê basies in die natuur en miskien ook in die mensewêreld wen die sterkes. Die slinkse oorleef ten koste van die naïewe. Dis volgens die kat bloot hoe die wêreld werk. En dit los ons met hierdie regtig ongemaklike vraag. Want hierdie sprokie is nie net 'n storie oor diere nie. Dis 'n brutale kommentaar op mag, vertroue en hoe verraad werk. Die dieper les is nie net dat vertroue 'n swakheid is nie, maar dat in enige verhouding met 'n ingeboude mag-swanbalans vertroue uitgebuit kan word en dikwels sal word. Die antwoord op hierdie vraag, soos die storie suggereer, is dalk nie net eenvoudig nie, maar ook gevaarlik.